'n Afrikaanse woord wat ons baie lanklaas in ons algemene spraaktaal gebruik het, is die woordjie eerbied. Eerbied verwys na 'n manier van kyk na die wêreld rondom ons, maar veral ook 'n manier van kyk na die Here. En dalk het ons lanklaas hierdie woordjie eerbied gebruik, omdat ons geneig is om net na onsself te kyk, om onsself in hierdie wêreld al hoe meer in die sentrum te plaas. Dit gaan oor die individu, oor myself, my eie behoeftes en my eie begeertes wat toenemend belangriker word. En in 'n wêreld waar tegnologie vir ons die moontlikheid gee om 'n groot klomp goeders reg te kry, het tegnologie nie meer vir ons 'n middel tot 'n doel geword nie. Tegnologie het amper vir ons die doel geword. En dit het amper die bril geword waardeur ons na onsself kyk. Ons is geneig om te dink, omdat ons al hierdie tegnologie tot ons beskikking het, hoe oulik ons is. En ons sal baie keer sê, maar kyk net wat kan ons as mense reg kry. Kyk net hoe wonderlik is ons. Kyk net wat het ons met ons eie hande geskep. En dan is ons geneig om op 'n selfsugtige manier na onsself te kyk, op 'n minder nederige manier. En dan sal ons vir die wêreld wil wys hoe oulik is ons of hoe goed is ons. Maar eerbied is ietsie anders. Eerbied is nie net 'n manier om na die Here te kyk met agting en met verwondering nie. Eerbied is om ook na onsself te kyk en ons eie plek in die groter skepping raak te sien. Om nie net te dink dat ons die belangrikste is en dat ons die een en die al is nie, maar om werklik ook 'n bietjie te kyk hoe klein en nietig ons is. En ons sien ietsie hiervan raak in die bekende verhaal van Genesis 11 waar die toring van Babel gebou is. Die skrywer van Genesis doen baie moeite om vir ons te vertel hoe die mens die tegnologie van daardie tyd, bakstene en klei gebruik het om hierdie wonderlike struktuur te bou, hierdie wonderlike toring. En die mens het in dieselfde struik getrap toe as wat ons geneig is om vandag in te trap. Om te sê, kyk net hoe oulik maak my tegnologie my, kyk net hoe wonderlik is ek kan 'n toring bou wie se bopunt die hemel kan raak. Maar dan gee die skrywer van Genesis eintlik vir die mens 'n reality check, as ek die Engels kan gebruik. Die skrywer van Genesis sê, die Here het afgekom om te kyk hoe oulik hierdie toring is. Is dit nie eintlik 'n stukkie ironie en 'n stukkie komiese skrywe van die skrywer van Genesis nie? Die mens het gedink hy is so oulik dat hy hierdie ongelooflike hoë toring kon bou, en die skrywer van Genesis sê, die Here moes nog steeds afkom om hierdie toring te aanskou. Wat probeer die skrywer van Genesis hier sê? Die skrywer van Genesis probeer vir ons ietsie leer van eerbied. Om nie net die grootheid van die Here te aanskou en verwonder te wees oor die grootheid van God nie, maar om ook 'n bietjie die oë op onsself te rig en te besef dat ek dalk nie so groot is soos wat ek dink nie. Dat ek dalk nie so oulik is soos wat ek dink omdat ek al hierdie tegnologie en middele tot my beskikking het nie. Dalk moet ek besef waar ek val in die rangorde van hierdie wêreld. Die Here bly altyd groter as wat ek is. En die Here moet selfs afkom na my toe, wanneer ek dink ek die hoogste punte van my lewe bereik het. Dit beteken nie dat ons vir onsself as vloerlappe moet sien nie, maar dit beteken dat ons die Here moet sien vir wie hy is, en dat ons moet sien vir wie ons is. En mag ons dan leer wat eerbied is. Eerbied is nie net om vir die Here ontsag te hê nie, maar om ook te besef dat ek dalk nie so oulik is soos wat ek dink nie. Dat ek dalk nie so groot is soos wat ek dink nie, maar dat die Here altyd groter bly as wie ek is. Mag ek en jy met eerbied na die Here kyk, maar ook na onsself kyk en besef waar ons val in die groter skema van alles. Hemelvader, baie dankie dat U vir ons lief is. En Vader, wanneer ons dink dat ons groot is, wanneer ons dalk 'n bietjie te groot vir ons eie sokkies geword het, kom U steeds af na ons toe en reik U steeds U hand uit na elkeen van ons toe. Vader, dankie dat ons U grootheid kan raak sien, maar meer nog dat ons kan besef dat U groter is as wat ons is. En daarom is ons in veilige hande, want ons is in U hande. Help ons om vandag hierdie werklikheid uit te leef. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met my gekuier het, en mag ek en jy leer wat ware eerbied is.